Ons het jarenlang gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën verander in weer. Ja, en dis Pinkster herlewing, en die Heilige Gees daar weer. O ja, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees daar weer. Halleluja, ons het jarenlang gevra vir die water. Ja, ons het jarenlang gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering weer. Ja, dis Pinkster herlewing, o, en die Heilige Gees dan weer. Ja, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees dan weer. Halleluja, ons het jarenlang gevra vir die waters. Ja, ons het jarenlang gebid vir die reën. O Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees. Die reën bring verandering weer. O, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees dan weer. Prys die Here, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees. O, prys die Here, ons het jarenlang gevra vir die water. Ons het jarenlang gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering weer. O, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees dan weer. Prys die Here, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees dan. Prys die Here, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees dan weer. Ja, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees dan weer. Halleluja, dit is Pinkster herlewing, en die Heilige Gees dan weer. Dit is Pinkster herlewing, o, en die Heilige Gees dan. Prys die Here, dit is Pinkster herlewing. Halleluja, en die Heilige Gees dan weer. Ja, dit is Pinkster herlewing, die Heilige Gees. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. O, dit is so waar. Dit is waar. O, ek weet. O, ek weet, dit is waar. Dit is Pinkster uit die hemel. O, en ons weet, dit is waar. Ja, dit is waar. Dit is waar. O, ja, ons weet, dit is waar. Dit is Pinkster uit die hemel, en ons weet, dit is waar. Halleluja, dit is waar. Dit is waar, o, ons weet, dit is waar. Ja, dit is Pinkster uit die hemel, en ons weet, dit is waar. Ja, dit is waar. O, dit is waar. O, halleluja, ons weet, dit is waar. Ja, dit is Pinkster uit die hemel, en ons weet, dit is waar. Ja, dit is waar. Dit is waar. O, ons weet, dit is waar. Dit is Pinkster uit die hemel, en ons weet, dit is waar. Dit is waar, dit is waar. O, ons weet, dit is waar. Dit is Pinkster uit die hemel, en ons weet, dit is waar. Dit is waar, dit is waar. O, ons weet, dit is waar. Pinkster in die hemel en ons weet
Pinkster uit die hemel en ons weet dis waar, dis waar, dis waar, ons weet dis waar. Dis Pinkster uit die hemel en ons weet dis waar, dis waar, dis waar, ons weet dis waar. Dis Pinkster uit die hemel en ons weet dis waar, dis waar, dis waar, ons weet dis waar. Dis Pinkster uit die hemel en ons weet dis waar, dis waar, dis waar, ons weet dis waar. Dis Pinkster uit die hemel en ons weet dit is waar. Halleluja, halleluja, na die vuur brand voor, ja, die vuur brand voor, Pinkster herleef, en die vuur brand voor, die Here het beloof, dit staan in sy woord, halleluja, Pinkster herleef, en die vuur brand voor, ja, die vuur brand voor, ja, die vuur brand voor, halleluja, Pinkster herleef, en die vuur brand voor, halleluja, Here het beloof, dit staan in sy woord, dis Pinkster herleef, en die vuur brand voor, prys die Here, die vuur brand voor, ja, die vuur brand voor, dis Pinkster herleef, en die vuur brand voor, die Here het beloof, dit staan in sy woord, halleluja, dis Pinkster herleef, en die vuur brand voor, ja, die vuur brand voor, die vuur brand voor, ja, dis Pinkster herleef, ja, die vuur brand voor, ja, die Here het beloof, dit staan in sy woord, ja, ter herleef, halleluja, en die vuur brand voor, prys die Here, en die vuur brand voor, ja, die vuur brand voor, dis Pinkster herleef, en die vuur brand voor, ja, die Here het beloof, dit staan in sy woord, halleluja, dis Pinkster herleef, en die vuur brand voor, halleluja, prys die naam van die Here, die vuur brand voor, halleluja, prys die Here, baie, baie dankie, onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel net so ook op hierdie aarde. Ons dankie dat ons in hierdie oomblikke so saam kan wees rondom die woord oor die Heilige Gees, vuur, krag, heerlikheid. Baie, baie dankie, Here, dat U het gesê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, maar ek stuur vir julle die Trooster, die Heilige Gees, en hy sal vir altyd by julle wees. Nou, Here, U het ook vir die disippels gesê, nie lang na hierdie dae sal julle gedoop word met die Heilige Gees. En wanneer ek by my Vader kom, sal ek hom vra en hy sal die Heilige Gees aan julle gee. Wat hy vir my gegee het, sodat ek julle kan doop met die Heilige Gees. Baie, baie dankie, Here, dat dit is alles in die raadsbesluite van God, dat die mens moet vol word van die Gees van die Here. En ons dankie, Here Jesus, U was die voorbeeld gewees, U was die voorloper gewees, U het alles eerst ondervind, en ons dankie dat ons het met U kan ondervind, die vervulling met die Heilige Gees, met vuur en krag en heerlikheid. Ja, Here, met die spreuke in 'n hemelse taal. O, ons prys U, taal wat nie verstaanbaar is op hierdie aarde nie. Aan U gee ons al die lof en die eer.
want U gee vir ons seëninge bokant wat die mens ooit kan doen. U berei vir ons dit wat in die hart nie opgekom het, die oog nie gesien het nie. Ja, Here, die verstand nie kan verstaan nie. Wat U berei het vir ons wat U liefhet. Halleluja. En die Heilige Gees is een van hulle. Halleluja. En ons eer U dat ons verbintenis tussen die Gees en die vlees is die Heilige Gees. Want Here, ons weet wanneer ons geestelike, sê die woord, sal die geestelike mens die geestelike dinge verstaan. Woord sê ook dat die vleeslike mens verstaan niks. Oh, halleluja. En ons weet in hierdie dag dat die Heilige Gees die vleeslike mens ook inlig omtrent homself uit die woord uit, sodat ons kan verstaan die werkinge van die Heilige Gees en wat hy werklik voorgestuur is om te doen. En ons eer U daarvoor. En daarom bid ons in hierdie oomblikke, Here, vir almal wat gedoop is met die Heilige Gees. Here, dat dit wat U aan die brand gesteek het binne in elkeen, laat dit sal brand en nog sterker sal brand en laat die krag nog groter en groter sal word. Here, U praat van 'n toename en nie van 'n afname, soverre die Heilige Gees vuur en krag aangaan. En Here Jesus, ons lewe in 'n tyd waar daar 'n afname is van vuur en krag en die eerlikheid, die vrees van die Here, spreuke en tale, Heilige Gees taal, halleluja. En ons vra genade by U in hierdie aand vir almal wat al reeds gedoop is by die Heilige Gees. Here, dat dit sal oplewe wat hulle ontvang het. En ons weet dat dit sal die platform wees, sodat die Heilige Gees van God in groot mate sal werk onder die kinders van die Here. Maar ons bid ook vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Here, ons vra dat U waarlik vir hulle in hulle harte sal inspireer, dat hulle alles in sal sit om vervul te word met die Heilige Gees en vuur en krag, soos die woord van die Here dit verklaar. O Here Jesus, want U wil nie hê dat een dit moet misloop nie. U het beloof vir elkeen wat geglo het, elkeen wat gered is en gedoop is, sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Here, dit kom ons toe, ons wat ver is. Halleluja, het U al klaar in Handelinge oor ons gepraat wat ver is, dat hulle sal gedoop word met die Heilige Gees. En daarom kan ons bid vir hulle wat verlang om gedoop te word met die Heilige Gees, dat U dit sal doen en U sal verheerlik word. Halleluja. Here, nie soos wat die mens dink dit moet gebeur nie, maar soos wat die Gees werk. En Here, wie ken die weg van die Heilige Gees? Wie ken hierdie wind wat waai, waar vandaan kom hy, waarheen hy gaan? Here, ons ken dit nie, halleluja, net die Gees. En dis die Gees wat U vir ons gegee het. Laat ons daarin sal wandel, in die Gees. Halleluja, so laat ons deur die Gees alles sal ondervind, wat U aan ons beloof het, wat sal gebeur as ons gevul word met die Heilige Gees. Baie, baie dankie, Here, dat U ook elke oor met die Gees van die Here sal salf, met U bloed sal bestryd, sodat hulle kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dit is so belangrik in hierdie tye, en ons eer U daarvoor in Jesus se mooi naam en ons prys U. Amen en amen. Ek is Pastor Flippie Gerber, telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ons is so dankbaar dat ons weer kan praat oor die Heilige Gees. Ons kan net riglyne gee. Die Heilige Gees alleen kan ons leer en lei in die volle waarheid van dit alles. Maar ons glo dat dit wat die Heilige Gees aan ons gee, sover dit hom aangaan, het hy aan ons uitgewys, uitgelig en ons geleer en gelei in die hele waarheid, sover die Heilige Gees aangaan. Ek het laasweek gepraat van die Here Jesus wat ook deur die water en die bloed gekom het, maar wat belangrik is, hy deur die bloed, die water en die Gees. En dit is wie ons is. Hy het uit die Vader deur die Heilige Gees na ons toe gekom
En hy het vlees en bloed deelagtig geword, sodat ons deur die bloed, in die bloed, deur die doop, deur die Heilige Gees, na die Seun toe, na die Vader. Halleluja. En dit is iets wat ons baie, baie duidelik moet onthou. Maar daar sê Johannes in Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. En dan sê hy, God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ek wil net hier iets verduidelik. Maar ek weet wanneer jy hierdie verse gaan lees in Johannes die 4de hoofstuk, die 23ste, 24ste versie, praat hy van gees en in waarheid. My gees is met 'n klein letter, maar wat hier vir my interessant is, en dit is dat die Here, die eerste mens, halleluja, het sy asem gekry deurdat God sy asem in die mens ingeblaas het. En dit het van die mens 'n lewende siel gemaak. Nou, wanneer ons na die Nuwe Testament toe gaan, kom die Here Jesus en hy blaas oor die disippels. Ek wil hê jy moet kyk hierna. In die begin het God sy asem in die mens geblaas. En hy het 'n lewende siel geword. In die Nuwe Testament blaas die Seun van God, wat nou ook die doper met die Heilige Gees, blaas hy oor die mens. En hy sê, ontvang die Heilige Gees. Wat hier wonderlik is, want die siel is al klaar 'n lewende siel. Maar toe word die mens deur die Heilige Gees, dit wat oor hulle geblaas word. En dit het gebeur op Pinksterdag met daai geweldige rukwind. Ek meen, dit was die wind van die Here wat hy oor hulle geblaas het. En toe word die mens 'n lewende gees. In die begin lewende siel, maar hier 'n lewende gees, 'n nuwe mens. So, waar die gees van die Here inbeweeg, word alles nuut. Nou praat ek nie van jou redding deur die bloed en jou vrymaking deur die bloed nie. Ek meen, dit is deel van die geboorte, en dan die water nie. Maar die oomblik as jy gedoop word by die Heilige Gees, is die wedergeboorte vervul en verseël met die Heilige Gees. En daar word 'n nuwe mens gebore. 'n Nuwe mens. 'n Lewen in die Gees. Die ander was lewend in die vlees. Hierdie een is lewend in die Gees. Jy sien, en nou wil ons wat lewend in die Gees geword het, dink soos ou Adam wat lewend na die vlees geword het. En wanneer ons die twee by mekaar bring, het ons 'n groot probleem. Maar wat hier vir my wonderlik is dat my gees, daai asem wat God in ons geblaas het, in Adam geblaas het, as my gees en die gees van God met mekaar kan ontmoet binne in my, halleluja, wat gaan dan gebeur? Dan word hierdie gees 'n lewendmakende gees in my, en hy maak alles nuut. 'n Nuwe mens. Alles is nuut. Prys die Here. En dis die wonder van die gawes van die Heilige Gees. Wanneer ons dink aan die gawes van die Heilige Gees, wanneer ons bid vir die sieke, wanneer ons bid vir die doop van die Heilige Gees, elke persoon het 'n unieke ondervinding
Nie een van die twee is dieselfde nie, alhoewel die Heilige Gees saam getuig. Halleluja. En dit is hulle wat hom in gees en in waarheid kan aanbid, want die Heilige Gees is die gees van die waarheid. Halleluja. So wanneer die gees van die waarheid en my gees met mekaar ontmoet, oh halleluja, dan kan ek God in gees en in waarheid aanbid. Halleluja. Ek wil dit amper so, hulle het die klein lettertjie gees, hierso, God soek hulle wat om gees en in waarheid aanbid, 'n klein lettertjie by die gees gesit, halleluja, maar wanneer die Heilige Gees, die Gees van God, met my gees ontmoet, wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees, my broer en my suster, dan word hierdie twee wat verbind is, 'n hoofletter gees. Want dan is dit nie meer ek nie, dan is dit die Heilige Gees. En dit is die mense wat God soek. Halleluja, om aanbid in gees en in waarheid. Maar wat vir my wonderlik is van dit alles, en dit is dat, hy sê, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Nou, die Here Jesus noem dit 'n paar keer in die woord, dat hy moet weggaan, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Ek dink dat die Here Jesus, hy sê dit is vir julle voordelig, dit meen, die Here Jesus was eintlik opgewonde, dat hy sal wegvaar na die Vader, en die regterhand van die majesteit gaan sit, in die hemel, en die Heilige Gees sal kom, opgewonde, om te dink, dat die Gees van God, die Heilige Gees, woonagtig sal word binne in 'n mens. Oh, halleluja. Oh, halleluja. En wat hier wonderlik is, wanneer die Gees van God met my gees verbind, dan raak my siel nog lewend. En selfs hierdie ou liggaam word lewend. Dis waarom iemand wat gedoop word met die Heilige Gees, hy kan koordans, hy kan hande klap, hy kan juig, hy kan bly wees, oh halleluja, nou hulle praat in tale, o broer, dat die aarde dreun, prys die Here, en die heerlikheid van die Here raak net al meer en meer, halleluja. So wat word gebeur? Dis nie net my gees wat opgewek word deur die Heilige Gees nie, my siel word ook opgewek, en my liggaam. Ek sê altyd vir mense, as jy jou liggaam kan kry, dat hy saam met jou die Here kan dien in gees en in waarheid, dan het jy die grootste oorwinning in jou lewe. Halleluja. Ek meen, ons sing daai koopie, dis heerlik om die Here te dien. Vir wie moet dit heerlik wees om die Here te dien? Vir die liggaam ook. Nie net vir my siel nie, nie net vir my gees nie, maar juis my liggaam. Dis waarom dat die blydskap, die vreugde en die heerlikheid, alles wat gepaard gaan met die Heilige Gees, dit hou nie op nie. As jy gedoop is met die Heilige Gees en met vuur en met krag, alles, en jy sit in wanhoop in hierdie oomblikke, dis nie die Gees van God se skuld. Wanneer laas is jou gees opgewek deur die Heilige Gees wat in jou woon. Maar ons let meer op die uiterlik. Ons luister as die pastoor sê, in hierdie plek word daar nie in tale gepraat nie. Ons luister na die pastoor as hy sê, luister, hier word nie geprofeteer nie. Ons luister as hy sê, dit gebeur nie hier nie, en dit gebeur nie hier nie. Halleluja. Weet jy wat? Dis in my verskriklik. Hulle praat van die 5voudige bediening. Het jy geweet, veral in die Pinksterkerk, die 5voudige bediening is net vir die hoofkantoor, nie vir die gemeentes. So as jy 'n profeet wil hê in jou gemeente, dan moet jy een van hoofkantoor vra
om vir jou te kom profeteer, want daar is 'n profeet. As jy evangelis wil hê, daar in hoofkantoor is een, en jy kan hom roep, en jy kan hom betaal, en hy kan vir jou kom dienste hou. Halleluja. As jy 'n herder soek, hy is eintlik al wat jy kry in die gemeente, maar jy kry dit eers vandag in die gemeente nie, want vandag is die pastoor 'n gemeentebestuurder. En hy's deel van die leierskap. Hy's nie meer 'n herder nie. As jy herder soek, daar in hoofkantoor is een wat 'n herder kan wees. As jy 'n leraar soek, hoofkantoor het vir jou ene. Daar is nie meer in die gemeentes nie, want dit mag nie meer so opereer nie, want die hoofkantoor wil beheer oor al wat 'n gemeente is. En dis waarom die Heilige Gees nie meer in die Pinksterkerk is nie. Hoofkantoor het gesorg dat die Heilige Gees uit die gemeentes uitgewerk word. Deur al hulle slim leringe en dis so maak en gemeente bou en 'n funksies hou en dit hou en dit hou en dit hou, sodat hulle mense kan trek. Die Here weet, hulle is besig met die gevaarlikste ding op hierdie aarde. Dis tyd dat my broer, jy wat weet jy's 'n herder, sal opstaan in jou gemeente en sê van nou af gaan dit so werk in my gemeente. Kom. Ons soek na die Heilige Gees in die volheid daarvan. Soos op Pinksterdag, dan sal manne en vroue moet opstaan daarvoor. Dit raak net al meer dat die gemeentelede word stil gemaak sover dit die Heilige Gees werking aangaan en die gawes. En is al wat hulle vir julle stuur is 'n leermeester, 'n leermeester, 'n leermeester, 'n leermeester, nou, om julle te leer, want hulle is die leierskap. En wanneer, halleluja, ek besef net een ding, daar kan nie in 'n Pinksterkerk leierskap wees nie. Daar's net een wat lei. En sy naam is Jesus Christus, die regverdige. Hoe lei hy? Hy sê dit vir ons. En dis waar die probleem lê van Pinkster. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, dit meen, ek sal jou lei. Maar as jy wil hê, as jy wil hê, ek moet jou lei, moet jy jouself verloon, en dis die grootste probleem in die Pinksterkerk. Ek praat eers van ander kerke, die selfverloning. Dink jy dat pastore gaan vandag dinge prys gee net om die Here te volg? Nee. Om self ontledig, sy kruis opneem en my volg. En hoor wat ek nou sê, dis net wanneer jy die Here volg, dat hy jou leidsman is. Maar begin by die regte plek. Ontledig jouself. Neem jou kruis op en volg die Here, want hy is ons leidsman. Leierskap in die kerk bestaan nie. Dis die grootste vyand van Pinkster. Die Here Jesus soek volgelinge. Want deur hulle kan die Heilige Gees werk. Deur hulle kan die krag van God geopenbaar word, die gawes geopenbaar word. Halleluja, die vrug van die Gees gedra word. Deur mense wat hom volg. O, ek het nou 'n kursus gaan doen. Nou kan ek vir die Here gaan werk. Wys my 'n kursus wat jou leer om die Here te volg. Jouself te verloon, jou kruis op te neem en die Here te volg. Wys vir my daai kursus, wys hom vir my. Want jy kan dit nie leer by enige Bybelskool nie. Net die Heilige Gees kan elke persoon, en dis so wonderlik, elke ene op die plek kry om die Here te volg. Selfverloning, jou kruis opneem. Ek wil vir u sê,
Ons almal doen dieselfde, maar elke een van ons verskil van mekaar. Op die einde van die dag loop ons almal op dieselfde weg agter die Here aan. En jy kan net die Here volg as jy die Heilige Gees in jou lewe het. Daar is nie iets anders. Elkeen wil 'n naam hê, 'n apostel. Wat is 'n apostel? Dis 'n niks. Wat is 'n profeet? Dis 'n niks. Wat is 'n evangelis? Dis 'n niks. Dis 'n bediening. Nee. En omdat dit 'n bediening is, nou jy sommer 'n apostel. Of 'n profeet, of 'n evangelis, of 'n herder, of... Nee. Jy moet hierdie bediening doen. Jy is nie die bediening nie. Jy is dit nie. 'n herder, jy moet 'n herdersbediening hê vir die gemeente. Maar jy's nie die herderbediening self nie. Net so die apostel. Hy kan die apostelbediening hê, maar hy self is nie 'n apostel nie. Maar dis die roem waarvoor die mens vandag daar is. Al hierdie name wat gegee word. En hierdie name beteken by die Here niks. Ek wonder dit wat hulle altyd gesê het, gekke en dwaase skryf hulle name op mure en glasse. En die Here weet, dis absoluut vandag so. Waar is die Heilige Gees? Om God in gees en in waarheid te aanbid. As 'n prediker op die kansel God in gees en in waarheid aanbid, en die Gees begin werk, sal hy op sy knieë sak en sê, o Gees, van geloof en krag kom nou, terwyl dat ons hier wag. Nee, hy doen dit nie, hy gaan staan op sy voete, en hy slaan op die platform, op die preekstoel, ek het dit gesien in my lewe, en dan steek hy sy hand op en sê, stop, stop, stop. Ons Pinkstermense het niks meer as die gereformeerde kerk. Het niks meer as die apostels. Het niks meer as die Jehovah's. Want ons glo vandag leuns uit die woord uit, ons as Pinkstermense, wat nie in God se woord geskryf staan nie, maar ons glo dit. Waarom? Wie is daar nog wat God in gees en in waarheid aanbid? En hoor wat ek vandag sê. As jy nie deurdronge is met die gees van Christus, naamlik die Heilige Gees, kan jy God nie in gees en in waarheid aanbid. Nou kan jy sê, pastoor, maar ek bid dat die Here my doop met die Heilige Gees. Hou dit aan met God sien waarmee jy besig is. En moenie dink dat hy gaan jou, as ek het so kan hy penaliseer nie. Hy sal dit nie doen. Inteendeel, sal daar dinge in jou lewe gebeur wat jy nie verstaan nie. Nee. Maar die Here is getrou. Hy sal jou vul met die Heilige Gees. Dis die belofte wat hy gegee het. Maar jy moet net bly begeer daarna, roep, vra daarna. Sê, Here, ek soek daai Gees wat op Pinkster, die Heilige Gees wat op Pinksterdag uitgestort is. Moenie na 'n gemeente kyk en daar word mense gedoop met die Heilige Gees. Here, ek wil dit ook so hê. Nee, sê Here, hulle word gedoop met die Heilige Gees, maar ek wil ook gedoop word met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Dis die belofte wat die Here deur Petrus aan ons toegesê is. Daar is nie 'n ander beweging van die Heilige Gees behalwe soos op Pinksterdag. Daar is. En dit wat in die woord geskrywe staan. Nou sê die woord van die Here. Hy sê dit in Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. Dit meen, is my gees met die Heilige Gees ontmoet binne my.
dan is dit nie meer in die vlees nie, maar in die gees. Hy sê, as naamlik die gees van God in julle woon, want ons liggaam is 'n tempel van God, waarin die gees van God woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het, die behoort nie aan hom nie. Ek wil die erns van die saak aan die uitlig. As jy die gees van Christus nie het nie, behoort jy nie aan hom. Ons in vroeër jare, ek was nog in die skool, en dan ons, die jeug, het op sondagmiddag 3 uur het hulle jeugbid gehou. En is al waarna ons gesoek het, was die Here moet doop met die Heilige Gees. Ek het elke jong mens, ek wil amper sê deurgewerk. Is jy waarlik gered? Het jy deur die bloed gekom? Jy is gedoop. Ek het gesorg dat die proses van wedergeboorte, deur die bloed, deur die water, en dan word jy gedoop met die Heilige Gees. En dis waarvoor ons gebid het, en die Here het gedoop met die Heilige Gees. Waarom nog langer wag? As jy by 'n plek aanbid wat hulle nie meer oor die bloed preek nie, gaan net uit die plek uit asseblief. Want die bloed alleen kan jy bring dat jy gedoop word, en dan kan jy gedoop word met die Heilige Gees. Net die bloed van Jesus alleen kan my bring tot die dooping van die Heilige Gees. Want as ek deur die bloed gekom het, kan ek my laat doop, en dan word ek gevul met die Heilige Gees. En ek wonder, baie mense wat verlang om gedoop te word met die Heilige Gees, het hulle werklik deur die bloed gekom? Gaan maak seker in jou lewe, gaan maak asseblief seker, of kleef die sonde nog aan jou? Of is daar sonde wat jy nog nooit verlossing gaan kry nie, maar jy is gedoop? Maak seker dat jy skoon en rein is, want die Heilige Gees woon net in 'n skoon plek. Halleluja. En jy kan net deur die bloed van die Here skoon en wit gewas word. Sodat jy rein kan wees, dan laat jy jou doop, en dan sal jy gevul word met die Heilige Gees. Maar omdat die proses van bekering deur die bloed opgehou het in die kerk, word mense nie meer gedoop met die Heilige Gees. Hulle sê nou net vir die mense, ja, toe jy klaar jy gedoop het, nou het jy die Heilige Gees, want jy het nou opgestaan in 'n nuwe lewe, so jy het nou die Heilige Gees. Dis 'n leuen. Die Gees het die oortuigingswerk vir alles te doen, verseker. Dit meen, die Heilige Gees het met jou gespreek. Jy moet deur die bloed kom, jy moet deur die water, jy moet gedoop word. Die Heilige Gees is werksaam, maar jy het nog nie die dooping met die Heilige Gees ontvang nie. Halleluja. En dit is wat vir my so verskriklik is, dat die mens het iets oor die Heilige Gees wat hulle vandag sê, wat eintlik kragteloos is en waardeloos is. En mense wil gedoop word met die Heilige Gees, en daar is siele wat verlang daarna, soek, en hulle kry dit. Luister net na die woord. Halleluja. Ek ken baie mense in my lewe geken, wat die Here gedoop het met die Heilige Gees in hulle huis. Van hulle is gedoop met die Heilige Gees terwyl hulle gery het. Halleluja. Maar in die kerk het hulle aanhou bid en daar niks gebeur nie. Waarom? Want dis 'n afgewaterde Pinkster waarmee hulle gesit het. Maar die Here ken jou hart. En hy sal jou doop met die Heilige Gees, en met vuur en met krag. En jou gees en die gees van God sal verbind word. Halleluja. En wat vir my wonderlik is, hy sê in Efesiërs 2 vers 18. Hy sê, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Nou praat hy van die Israeliete en die heidene.
een gees tot die Vader. Waar een gees het? Die Heilige Gees, die Gees van die waarheid. En deur hom het ons almal toegang tot die Vader. Oh, halleluja. Moenie dit wat kosbaar is mis. Roep na die Here, man vas en bid en wag op die Here. Hy sal jou doop met die Heilige Gees. Jy het nie nodig dat iemand vir jou kom bid nie. Nee, die Here Jesus is die doper met die Heilige Gees. En hy ken jou. Hy weet wat jy nodig het. En hy sal dit vir jou. En dis waarom hy sê, hy wat soek sal vind. Hy wat klop vir hom sal oopgemaak word. Hy sê bid en julle sal ontvang. En hy wat roep, hy sal verhoor word. Dis wat die Here Jesus sê. So, wat moet ons doen? Roep, bid, vra, soek. Jy sal dit kry. Halleluja. Dis wat die Here sê. En dan dank die Here dat hy is so getrou om dit vir elke een te doen. Want dit is 'n belofte. Bekeer jou, laat jy doop en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ons sing daardie koortjie, ek en my bekeer en laat doop. En toe is ek gevul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale. Moenie luister na mense wat sê die taal is nie nodig nie. Weet jy wat? Die oomblik as jy dit glo, gaan jy bitter swaar gedoop word met die Heilige Gees. Here, nie soos wat ek dink nie, maar soos wat U dit gesê het. En soos die Heilige Gees alleen werk, so wil ek dit hê. Here, ek sal in 'n ander taal praat, het maak nie saak of die mense sê ek is mal nie. Want hulle sê, ten minste dan is dit mal vir die Here. Halleluja. Ja, dis 'n gebrabbel. Ten minste brabbel ek vir die Here. Ja, dis satanies. Die feit dat hulle sê dis satanies is die grootste bewys dat die tale, die Heilige Gees tale werklikheid is. Want die duiwel hou nie daarvan nie, want hy verstaan nie wanneer jy bid nie. Dis waarom die woord sê, hierdie mooi woorde, ek wil dit graag lees. Hy sê in Efesiërs, dit was vir my mooi. In Efesiërs, gaan ons saam lees, die 6de hoofstuk, hier van die 18de vers af. Hy sê hierdie woorde, 18de vers, terwyl julle met alle gebede en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees. In die Gees. Paulus sê, ek sal in my verstand bid en ek sal in die Gees bid. En ek wil nou vandag vir iets sê. Wanneer jy in die Gees begin bid, spreek jy gewoonlik in hierdie Heilige Gees taal, wat die duiwel nie verstaan nie en niemand verstaan nie. Dit meen, niemand kan inchip nie. Niemand kan vir jou sê, ja, jy bid nou dit, maar dit is wat jy doen. Die Heilige Gees, wanneer jy in die Gees bid en jy spreek in hierdie hemelse heilige taal, dan is die kanaal oop na die Here. En dis waarom hy dit sê. En jy is daartoe waak, met alle volharding smeking vir al die heiliges. Wanneer ek in 'n taal bid, in die Gees, dan bid ek vir die heiliges. Want net die Gees weet wat nodig is. Ons soek dinge wanneer ons bid om oor te bid, is ek reg? Die Heilige Gees weet. Maar ons wil dit in Afrikaans bid, of in Engels bid, maak nie saak wat se taal. En die Heilige Gees praat in sy taal. En dit is 'n oop kanaal na die Here. Hy weet om in te tree. Met onuitspreeklike versigtiging. Dit is wanneer ons God begin aanbid in gees en in waarheid, gebeur hier. Want die Heilige Gees, die Gees van die waarheid,
wanneer hy vir ons intree met onuitspreeklike versigtinge, tree hy in met waarheid. Wat die ou vleeslike gebed nie kan doen. Halleluja. En dan sê hy, en vir my, sodat die woord my gegee word, as ek my mond oopmaak om met my vrymoedigheid die verborgenhede van die evangelie bekend te maak. Hoe? Bid in die gees, dan kan dit vir my gegee word. Bid in die gees, kan dit vir jou gegee word. Bid in die gees, dan kan dit vir jou broer gegee word. Bid in die gees. Bid in 'n taal, Heilige Gees taal, wat jy nie verstaan nie, jy weet nie eens vir wie jy bid nie, maar die Heilige Gees kan dit aan jou openbaar, terwyl jy bid in hierdie taal. Vat waarvoor jy nou bid. Ek weet, ek het in my lewe baie ondervind dit tot vandag toe. Bid in die Gees. En dit is hoe ons God in gees en in waarheid aanbid. En dan sê Paulus, 20ste versie, waarvoor ek 'n gesant en ketting is, sodat ek met vrymoedigheid mag spreek, soos ek moet spreek. Maar bid asseblief in die gees. Bid in die gees. Daarom sê Paulus, ek dank die Here dat ek weer in tale praat as julle almal. Want dan bid ek in die gees. Nou is ek besig om God in gees en in waarheid te aanbid. Ons, in ons taal, in ons verstand, kan ons God nie so in waarheid aanbid, soos wat die Heilige Gees dit alleen kan. Wanneer ek gedoop word die Heilige Gees en met vuur, dan is ek ook daar wat die woord sê, dat die vurige gebed van die regverdige het groot krag, want die vuur is deel van die Heilige Gees waarmee ek gedoop is. So ek weet, dan kan my gebed 'n vurige gebed raak. Selfs in die verstand. Dis waarom daai lied altyd vir my mooi is wat sê, o Gees van geloof en krag, kom nou terwyl dat ons wag. Reinig elke biddend hart, doop ons met u krag vandag. Dis wat ons nodig het. Vader, wil baie dankie sê vir die woord, maar ons dankie ook vir die Heilige Gees, wat ons kan leer en lei in die hele waarheid, sodat ons u in gees en in waarheid kan aanbid. Here, daarom bid ons vir hulle wat al reeds gedoop is, die Heilige Gees. Dat hulle op die plek sal beweeg, waar hulle gees met die Heilige Gees sal ontmoet binne hulle. Dat dit weer sal oplewe in hulle binneste. Oh, dit is die krag en die vuur wat herlewing kan begin. Maar so bid ons vir elkeen, dat dit wat hulle alreeds het, lewend sal word, soos toe hulle dit die dag ontvang het. Here, ons het nie baie vrae gevra. Ons het geroep, vra vir die dooping van die Heilige Gees, ja. Maar hy het ons gedoop met die Heilige Gees. Ons het nie baie geweet van die Heilige Gees nie, maar hy het ons gedoop met die Heilige Gees. En dis wat so nodig is. Here, dit is soos 'n kind in die huis, hy verstaan nie baie maal wat die pa en die ma praat. Want hy se kind, hy aanvaar net dit wat hulle sê. Here, ons praat te veel. Ons wil te veel goed weet, sodat ons kan slim raak. En dan verloor ons dit, wat kosbaar is, deur ons slimmigheid. Daarom bid ek, Here, dat ons sal ophou vra en sal wag op die vuur. Halleluja.
So bid ons vir hulle wat gedoop wil word met die Heilige Gees. Wat hulle ophou vra en wonder. En net wag en sê, Here, doop my met die Heilige Gees soos op Pinksterdag. Wat ook al met my gebeur het, maak nie saak. U weet die beste. En o Here, dis vir elke een 'n belofte. En U sal dit gee. Halleluja. Dit is so wonderlik, Here, dat ons kon sing en ons sing dit nog steeds. Singing glory, hallelujah, when the fire came down. Here, dit is wat ons wil belewe in hierdie dag. Ons wil daardie heerlikheid en daardie hallelujas en daardie amens, wat as ons dit uitgeroep het, was daar lewe gewees. Daar weer lewe sal bring. Help ons daar. En wees ons genadig. En laat U naam verheerlik word. Halleluja. Aan U al die lof en die eer. Here Jesus, wat U is die doper met die Heilige Gees. Sê vir U baie, baie dankie. Halleluja. Halleluja. Baie dankie in Jesus se mooi naam. Baie, baie dankie. Oh, halleluja. Holy Spirit, we need Thee. Come, sweet Spirit, we pray. Come in Thy strength and Thy power. Oh, Thy own gentle way. Oh, come, Holy Spirit, we need Thee. Oh, come, sweet Spirit, we pray. Oh, come, Thy strength and Thy power. Oh, come in Thy own gentle way. Oh, come, Holy Spirit, we need Thee. Oh, come, sweet Spirit, we pray. Oh, come in Thy strength and Thy power. Come in Thy own gentle way. Oh, come, Holy Spirit, yes, we need Thee. Oh, come, sweet Spirit.
thy strength and thy power. Oh, come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, we need thee. Hallelujah. Come in thy own gentle way. Hallelujah. 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 Praise die naam van die Here. Hallelujah. Dankie. Rabbi, Here Jesus. Dankie. Ons prys die naam. Hallelujah. Prys die Here. Ons wil vir elkeen baie dankie sê. Elke Sondag aand so saam met ons is oor die Heilige Gees. En ons weet, dit is vir elke ene dag. Die Here gee dit. En ons vra dit alles in Jesus naam en ons dank hom daarvoor. Amen en amen.